Goeiedag almal. Jy weet, een ding is verseker. Die woord van die Here leer ons dat by God is die onmoontlike altyd moontlik. Die Here kan verseker die onmoontlike situasies in jou lewe verander na die moontlike. Hoor net wat lees ons daar in Romeine 4 vers 17. Ek het hom 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo het. Hy, die Here wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle alreeds bestaan. Die Griekse woord vir hierdie woorde lewend maak is zoopiheo, 'n kragtige woord wat letterlik beteken om lewend te maak, om op te wek en met goddelike lewe te bemagtig. Wat 'n boodskap is dit nie, né? Luister net hier, die Here het die vermoë om opstandingskrag in enige mislukte, sterwende situasie in jou lewe op te wek. En weet jy wat? Hy wil dit definitief doen. Die woord dood of dode in hierdie konteks is die Griekse woord nekros, wat letterlik verwys na 'n lewelose liggaam, 'n lijk. Nekros dui uitdruklik daarop dat ongeag hoe dood of leweloos jou situasie lyk, die Here kan en sal jou met lewe vul, indien jy vas staan in jou geloof en sy aangesig bly soek. Ek wil jou graag herinner aan wat Jesus gesê het in Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dink net aan Abraham en Sarah. Hulle was fisies dood wat hulle vermoë om kinders te hê betref. Maar toe God oor hulle lewe gespreek het, is hulle bejaarde liggame bonatuurlik lewend gemaak om kinders te kon baar. Dink maar net aan Josef, wat deur drome 'n groot visie vir sy eie persoonlike lewe ontvang het. Maar vir alle praktiese doeleindes het dit gelyk asof sy droom gesterf het op die dag toe sy broers hom as 'n slaaf verkoop het. Maar daardie droom wat vir hom verpletterd gelyk het, is 13 jaar later bonatuurlik deur die Here self in vervulling gebring. In albei gevalle het die Here bewys dat hy die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Vir Abraham, vir Sarah en Josef het die Here alles moontlik gemaak. En die Here kan ook jou verwoeste drome opwek. Hy weet hoe om jou verpletterde, verwoeste hoop, jou visie en opgedroogde omstandighede weer lewend te maak. Ons dien 'n almagtige God wat daarin spesialiseer om die onmoontlike situasies moontlik te maak tot sy eer en heerlikheid. Wat beteken die uitdrukking tot sy heerlikheid? Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Wat eintlik hier staan is, jou sukses in die lewe bring heerlikheid en eer aan die Here, omdat hy jou Vader is. Daarom, moenie moed verloor net omdat jou situasie onmoontlik is nie. Dit is nooit buite bereik van die Here nie. Al wat hy jou vra is, waar is jou geloof, my kind? Weet jy wat, het jy vandag 'n wonderwerk in jou lewe nodig? Is daar iets in jou lewe wat weer wonderbaarlik opgewek kan word met goddelike krag? Laat vandag die dag wees waarop jy glo dat die Here jou droom in vervulling kan bring. Onmoontlik is nie 'n woord nie. Dit is slegs 'n rede vir iemand om nie te probeer nie. Onthou dit altyd. By die Here God is alles moontlik. Roep hom aan, soek sy aangesig en wandel in geloof, verwagting en vertroue. Dankie daarvoor, Here. Amen.